Vanaand hoor u die slotepisode van Die Deploys van Soetmelksvlei, vir die radio geskryf en opgevoer deur Jan Skutte. Môre tante Heidi. Môre oom Bartel. Môre oom Bartel. Mastig. Vanmôre gee die vervlakste been my opdraande, hoor. Is dit weer erger oom Bartel? Ja, mens, sommer skielik op die dorp toe kry hy weer die steek. Hy het probeer om die sakkie meel op te tel voor die winkel om in die motor te sit en toe kry hy weer die vreeslike steek in die poi. Dis ook Hebi se verspottigheid. Pleks laat Aaron die meel inlaai nee. Toe sit hy in die motor met 'n Stop, moenie sê nie. Hoe sê? Ek sê moenie sê nie, dis mos 'n verrassing. Ek ken nie hoor nie. Nee, ek sê dis mos 'n verrassing. 'n Verrassing vir Anna. Vir my, Heidi. Ja, mens, te wonderlik. Wat jy nog jou hele lewe lank wou gehad het. Waar's Jakobus? Hardloop daar wat gaan roep om hy moet by wees. Tante, maar waarvan praat tante? Moenie nuuskierig wees nie, Hester, jy sal sien. Hardloop daar wat Oom Kobie is nie by die huis nie, tante. maar gaan soek om hy moet by wees toe. Wat op aarde is dit wat Aaron daar vashou? Kyk nie. Liewe hemel, moenie vir my sê dat Aaron, nee, nog nie, wag. Ek het mos gesê ek sal jou roep. Tante Heidi, maar is dit dan... Aaron, sien jy terug aan motor toe? Ek het gesê ek sal jou roep. My liewe hemel. Ek het jou gesê jy moet bly sit, jy bederf alles nou. Maar Tannie, ek sit nog so. Wat hou hy daar vas, Heidi? Ja, Anna, dis die verrassing. Dis 'n baba. Kyk hier. Tante Heidi. Nou is die hele verrassing verby. Waar op aarde kom tante aan die baba? Ag, Hester, ek dog so, dis tog al wat Anna en Jakobus weer bymekaar sal kry, as hulle 'n baba aan. Maar Heidi. Ja, mense, toe dog ek so, ek bring maar so lank die enetjie op Eprou. wat tante? Op Eprou, maat. Ek sê, toe bring ek maar so lank 'n babatjie op Eprou vir hulle. Jy weet, as hulle hom dalk wil aanneem. Waar op aarde kry tante die arme dingetjie? Fooi tog. Op die dorp, Hester, ek het te hore gekom van hom. Gee vir die tante Aaron, laat sy hom vashou. Toe gee vir haar. Tannie, ek sit nog so in die motor. Toe voel ek hy word so warm reg aan die onderkant. Toe voel ek Mens, kyk daar. Wag jy hierdie kind te gaan staan daar die kant in die son laat jou broek kan droog word. Wat gaan aan met jou broek, Jon? Aaron? Oom, dis die baba, oom. Loop staan daar in die son laat jy kan droog word. Liewe hemel, wat gaan ons nog beleef? Die arme dingetjie. Gee vir my tante, ek sal haar invat. Dis 'n seentjie, Lida. Ek gee dat ek hom gaan versorg tante. My wêreld hier so om Kobie ook. So waar. En dit nogal met kleinsus se motor. My motor? Môre oom Kobie, waar kom oom vandaan? Was oom tog nie met my motor weg nie? Ek het jou gesê jy moet leer om die sleutel uit te trek. Ek vra of oom tog nie met my motor weg is om te gaan ry nie. Ja, Anna Mart. Ek het nie self een nie, toe moes ek maar joune leen so lank. Ek het besigheid in die dorp. Kobie, het jy gesien wat hy vir jou gebring het? Wag, eers is 'n verrassing. Toe, Lida, gee vir hom 'n doek, laat ons kyk of hy die kind kan droog maak. Ai, Bartel, maar sien jy vir jou skaam? Wat het oom dan in die dorp gemaak? Ek het besigheid, maas, by die bank. En dan kan oom ons saam met ons gery het vanmôre. Ons moet stand aan bank toeneem. Ek weet sy was daar. En ook wat sy daar gaan doen het. Kom sit oom Kobie. Het sy vir julle gesê wat sy gaan doen het. Nee, oom. Sy wil vir niemand sê nie. Sy het ingegaan om al die geld wat sy in die bank gehad het, wat sy uit Soetmelksvlei gemaak het al die jare, om dit oor te betaal in my rekening in. Maar nee, wêreld. Mens, Bartel, hoor jy? Anna het al haar geld. Gee jy stil bly, Hebi. Maar ek sê mos maar net. Bly stil. Dis geld wat jou toekom, Jakobus. Ek wil dit nie hê nie. Tant Ann, maar is 'n wonderlike ding wat tante gedoen het. Dit kom my nie toe nie, Hester. Ek dank maar net die liewe Here laat my oë oopgegaan het en laat ek ingesien het. Maas het gesê hy sal vir my sorg. Dan het ek niks nodig nie. Ag, fooi tog, mens. Tante. Solank ek en Hester leef, sal tante altyd versorg wees. Nee, maas. Dit sal nie nodig wees nie. Ek kan vir Anna sorg. Mens, Bartel, hoor jy?
Stil nou, Hebi, wat kom jy al tussenin? Ek het besluit gehad om weg te gaan om in Pretoria te gaan woon. Maar ek sien nie kans nie. Wat moet van my word in my alleenigheid? Ek kan nie weggaan nie. Oom, ek is so bly oom het besluit om te bly. Ja, my kind. En Anna het nou vir my gewys ook dat die geld in die plaas nie vir haar die meeste tel nie. Sy het nou die bewys gegee wat ek al die jare gesoek het. En nou vra ek jou, Anna, of jy kans sien om haar terug te kom huis toe. Tante, oom Kobie vra of tante nie sal terugkom huis toe nie. Ja, Jakobus. Ek sal baie graag wil terugkom. Nou toe, gaan haal jou kierie, laat ons loop oorkant toe. Ek het nie meer 'n kierie nie, Jakobus. Ek loop nou so. Nou toe, kom ons loop. Ai nee, wag voor julle loop pad nog van. Hebi, maar sê jy stil bly. Ja, maar wag. Bly stil. Toe, Anna. Ek kom, Jakobus. Mens, en nou sit ek met die baby. U het vanaand geluister na die slotepisode van Die Deploys van Soetmelksvlei. Die rolverdeling was soos volg: Tant Ann, Margaret Webb, Oom Kobie, Pieter Hoeflich, Tant Hebi, Kitty Albertyn, Oom Bartel, H.P. Haman, O, sê. Bartel nie, hulle sê dis jy. O, Hester, Marie Charn, Hermanus, Christo Pinaar, Lida Enoun van den Berg, David Kosie Elof, Anna Mart June Seymour, Paul Chris van Rooyen, Emma Mims de Bruin, Sias MG Pretorius, Ayamita Monica Breed en Aaron Jan Skutte. Die Deploys van Soetmelksvlei is opgevoer in die Johannesburgse ateljees van Radio Suid-Afrika.